Augustus is die doodsnikke van die koue, die belofte van lente op die horison en natuurlik die Kyknet Silverskermfees. Vanaf eerskomende Woensdag die 19de Augustus tot Saterdag die 22ste Augustus is Kaapstad in rep en roer. Dis waar nuwe films deur plaaslike filmmakers die silverdoek ophelder, dokumentêre debuteer, kortfilms deur ambisieuse talentvolles wys, waar jy meesterklasse in die kuns van film kan neem en waar mense hulle nuwe idees rakende film en televisie kan kom voorlê. Op die bank om ons meer van hierdie jaar se blou tapuitfees te vertel is Shal van der Merwe, Mnet se hoof van inhoud, premium en koproduksies, asook die Silverskermfees se vennote Simon Butler, die hoofkommersiële bestuurder van Woematel en Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid van ekonomiese groei, James Vos. Baie welkom julle. Woematel, hoekom het julle besluit om deel te wees van hierdie fees? Thank you. Great to be here. Woematel, we believe deeply in South African storytelling, and Silverskerm does exactly that. As a connectivity provider, we allow creators to take their content to stage. So for us, it's a natural fit. Ja, en wat dink jy sal Woematel die impak op die Suid-Afrikaanse filmbedryf? Wat dink jy is daai impak? So we obviously have rolled out in previously underserved communities. We passed close on 1.4 million homes in that segment, and we unlock talent. There's a wealth of talent and creative ability out there, and fibre enables that, and enables creators to collaborate across cities, editors move large files, and finished productions moved onto platforms, and of course it allows that content to be streamed into homes and access a wider audience. Ja, ek het ook gelees Simon het Woematel baie doen vir gemeenskappe, vir upliftment in die gemeenskappe. Absolutely. Waar is hulle oral betrokke? Well, we're more than just a connectivity provider. We exist to help extraordinary people do extraordinary things. We invest in schools, digital literacy, we back youth development, invest in communities. So for us, it's part and parcel of what we do. Ek kan seker maar namens Mnet en Kyknet ook dankie sê vir julle, want dit is ongelooflik dat julle deel is daarvan. James, wat is dit nou met die kouse? Hannes, dit is die kleurvolle kouse wat van Kaapstad so 'n unieke plek maak. Absoluut, dis altyd lekker om met jou te gesels. Stad Kaapstad, die Silverskermfees is vir julle 'n groot ding. Ja, beslis. Ek dink ek is in die bevoordeelde posisie om Kaapstad se ekonomie te help groei en met 'n spesifieke fokus op die kuns, kultuur, vermaak en gebeurtenisse. En dit is hierdie tipe aspekte wat van Kaapstad en Suid-Afrika 'n beter plek maak, waar ons stories kan vertel op die blou tapuit en op daai verhoog, waar ons dan ons unieke karakters en die goed wat ons so spesiaal maak aan die hele wêreld kan bekendstel. En is juist daarom dat Kaapstad as 'n stad die Silverskermfees ondersteun. Dis 'n prioriteitssektor, die kuns, vermaak, filmbedryf skep duisende werksgeleenthede. Net laas jaar het die stad Kaapstad byna 1000 gebeurtenispermitte goedgekeur, wat byna 5 miljard rand se ekonomiese groei laat gebeur het. Dis die mense wat jy kom skiet met ander woorde dan nou, nee. Film skiet. Ja. En dan ook die gebeurtenisse, dis die konserte, die feeste, die filmproduksies. En al hierdie goed het byna 5 miljard rand bygedra tot ons ekonomie en meer as 30,000 werksgeleenthede. So as Stad Kaapstad prioritiseer ons hierdie sektor, die kreatiewe sektor, want as hierdie sektor floreer, wen Kaapstad. Absoluut. So dit gee vir ons belegging, besoekers en wêreldbemarking. Ja. Jy moet nou nie so aangaan, want nou gaan almal nou Kaap toe trek om te wys wat die stad Kaapstad te doen vir die mense. Maar natuurlik is dit ook so mooi hierson, Ja. hè. Kry julle baie versoeke van oorseese films, neem ek aan, wat ook hier wil kom skiet? Ja, beslis. So ons skryf baie permit aansoeke van reg oor die wêreld, maar ons het ook 'n groot fokus op plaaslike talent, plaaslike inhoud, wat dan ons stories vertel, sodat dit op die verhoog kan verskyn van reg oor die wêreld, sodat ons dan spesifiek die kollig plaas op reg Suid-Afrikaans. So dis daardie talentpyplyn en natuurlik al die besighede wat agter die skerms werk, wat ook dan hierdie groot ekosisteem aan die gang hou. En dit is hoekom die kuns, die kultuur, die avontuur en die natuur baie belangrike aspekte is, wat vir ons daai handelsmerk gee wat Kaapstad so uniek maak en wat sê ons is oop vir besigheid.
Baie dankie James. Sal, nou wil ons alles hoor. Van die begin af, daar is vollengte films, nê? Nee? Ja. Daar's 'n paar as ene wat ek bijvoorbeeld Anne Martens in ene met die naam Landmyn. Landmyn, dis korrek. Ja, ons het hierdie jaar anders, daar's 22 films in totaal by die fees. Ja. 17 is kortfilms en dan het ons nou die oorblywende 5 is vollengte films, waarvan een 'n dokumentêr ook is wat oor spinning gaan wat hier in die Kaap afspeel. Soos jy nou gesê het, Landmyn is Anne Mart, Nico Skeepers. Nico Skeepers was die skrywer en regisseur daar gewees. Dan staan ander films, is dit Silas en die Silas en die ysbeer op Tafelberg is hulle dit 'n geskiet familie- hierso? Dit is hierso al drie die films wat ons ook direk by betrokke was is hierdie jaar in die Kaap vervaardig. So ja, Silas en die ysbeer op Tafelberg en dan Al wat ek weet is almal hierso. Is die vollengte. 'n Groot ding is natuurlik die kortfilms, want dit is ook net mense wat nou nie dalk hierdie ervare van hulle is ervare, maar wat die kortfilms maak. Bietjie meer oor die kortfilms? Ons het dis 'n baie belangrike deel van die Silverskerm projek, omdat dit of die fees as 'n projek en dit is om jong filmmakers 'n geleentheid te gee om die industrie te betree, right? Waar hulle kan kom en hulle idees uittoets, dis idees wat nogals buitengewoon is. Ek meen een van ons onervare filmmakers het hierdie jaar 'n film gemaak wat uit die oogpunt van 'n tweerand muntstuk, soos die dag in 'n lewe van 'n tweerand muntstuk en hoe hy van mens tot mens en dis ook weer eens hier in die stad in Kaapstad hoe so 'n geldjie rondbeweeg. So dit is en dan het ons bietjie meer gevestigde filmmakers wat ook van die kortfilms maak wat ons baie opgewonde is en dokumentêre. Ja, dis ook vir my. Daar's een dokumentêr wat ek gesien het wat oor Rooikoppe, het ek reg gelees? Ja, Ja? dis 'n baie persoonlike storie van die filmmaker Neil wat maar sy ervaring verduidelik en ook probeer verstaan self, sin maak van wat sy lewe en alles en hy het 'n baie oulike, diep persoonlike storie in sy kort dokumentêr mekaar. Ja, ek sien nou almal uit die dokumentêre is vir my ook 'n groot gunsteling. En wat so lekker is, almal wat in hierdie omgewing bly kan kom. Dit is 'n 4 dae van films en daar's baie besprekings ook, né? Nee? Ja, dis 4 dae van films en alles om dit fees vier want daar's 2 toekenningsgeleenthede ook die Saterdag. En soos jy sê dis oop vir die publiek, enigiemand kan kom, kaartjies koop en kom deel wees van nie net die films kyk en die kortfilms nie, maar soos jy in die begin genoem het die werkswinkels, daar's meesterklasse, daar's paneelbesprekings. En dis alles om by te dra tot die groter prentjie van. En die publiek kan dan is dit weer by in Camps Bay? By Camps Bay by die Bay Hotel en ook by Theater on the Bay wat van die vertonings wys. Ek wens regtig mense wat hier naby bly of dalk bietjie verder bly, mense letterlik soos by 'n ander feeste 'n ding daarvan maak en kom en die pakket koop en oorslaap want dit is regtig 'n internasionale fees dink ek. Yes, dit is. Dan is daar 'n groot die Saterdag aand. Saterdag aand is ons toekenningsaand, wat dan in die CTIC gebeur. Ek ken ongelukkig nie Afrikaans nog onthou nie. Ja. Maar dit is die ouer gewoonte waar al die jaar se Afrikaanse inhoud gevier word vir toekennings vir verskeie. En mense van die publiek kan ook kaartjies koop. Kan daarvoor ook kaartjies kom koop. Ja. Ons het ook 'n feeskaartjie wat jy dan vir die hele fees en vir die toekenningsaand toegang gee. Om te kom kyk. En dit is 'n spogrige storie. Baie. Wat gaan julle aantrek Saterdag aand? James? Beslis by kleurvolle sokkies. Maar dit is 'n blou tapuit, so dit gaan beslis nie so eenvoudig wees soos net 'n swart pak nie. Ja. So ek wil iets kleurvol aantrek. Iets flamboyant. Flamboyant, dis 'n pragtige woord. Dit is beslis waarna ek kyk. Ja, nee, ons sien almal vreeslik uit. Sal, dankie en sê vir jou span ook die harde werk wat julle insit om so 'n fees te organiseer is 'n groot ding. En mens kan dit natuurlik nie doen without you guys, Simon en James. Baie dankie vir julle ook.